Interessante jare verg interessante planne. Een van hulle is, jy weet as jy met kostes bespaar, moet jy meer goed met een implement kan doen. So, nommer 1 wil jy vogbewaring doen, en jy wil somme van jou onkruid en daai goed ontslaa raak. Hulle is 'n bietjie 'n harde shot gee. Stubble Master van Arlington Staalwerke. TJ gaan my gou 'n bietjie verduidelik. Hoe werk hy presies? En as jou onkruid 'n probleem is, jy het nie noodwendig Roundup nodig nie. TJ, hoe lyk dit? Goed aan jou, André. Nee, doodstil, rustig. OK, Stubble Master hier agter jou. Kom ons stap so 'n bietjie links, né? Maar wys ons eers vir hulle wat is die uitdaging. So ons het nou 'n ander video gedoen as jy ons nog nie gekyk het nie. Wat julle om op voersorgum basically gebruik het spesifiek vir vogbewaring. Maar hier lyk my het ons nou 'n ander probleem, né? Yes, definitief. Hierdie onkruid nou al besluit, hulle is nou al lus om na die party toe te kom. Ja, hierdie lande is lekker vuil. Ons het nie so baie materiaal soos daar in die sorghum nie, maar die bossies is hier. Die John Deere bossies wil begin opstaan en jy kan sien die land is eintlik lekker groen. So, hoekom werk julle dan met daai besigheid hier? Wat sal die overarching gedeelte wees? Hoekom spuit julle hom nie maar net bietjie Roundup en dan sit hom maar klaar nie? Gou André, eerste ding is maar ons wil ons materiaal gekerf kry, laat ons volgende implemente gemaklik kan werk en laat hulle nie pak nie, veral op ons standimplemente. En ons wil ouens wat sê nou maar met penplanters plant, laat hulle ook gemaklik kan inkom en dat daar nie 'n pakkery is nie. En jy moet nou 'n ander ding onthou, nee, wat ek nou net aan sit en dink, veral as jy 'n bietjie hektare het om te rip, daai tipe van goeders. Ek meen, en nou sit ons nog met 'n jaar wat laat is. Julle het eers laat gestroop, ek meen nou sit ons al hierso einde Julie. Julle moet al klaar weer begin werk. Jy kan nie nou nog sit en wag vir familiereste wat pak en moet afbreek en daai tipe van goed nie, is ek reg? Dis net so en dan saam met dit koop die masjien vir jou tyd, want jy breek daai eerste laag of die grondkor saam met jou materiaal op. Jy maak jou kombers met hierdie lekker weste wind wat nou begin waai, gaan hy vinnig uitdroog. So jy gaan vir jou bietjie tyd koop met die rippers wat stadiger agterna gaan kom. En dan kan die ripper sommer lekker reg deur hierdie materiaal kan hy nou actually gaan, plus jy sit nog steeds met daai inkorporering van daai materiaal op die boonste laag, is ek reg? Ja, definitief. Soos wat jy hier kan sien nou, André, hy word net lekker vasgelê. Is daarom nie 'n klomp blare en goed wat rondwaai nie. Maar jy kry ook 'n goeie mate van onkruidbeheer met hierdie groen goed wat uitgepluk is. Ek meen kyk hierso nou. Kyk hierdie ouetjie, kyk hier. Ja, nee, daar is hy. Omgedop is hy daar. So ons kan gemaklik sê dat hier 'n goeie minimum 70% onkruidbeheer is met hierdie een en ek dink jy het meeste van jou onkruid daarom gebreek, as ek dit so kan stel. So. En ek meen as jy nou nog met 'n ripper, net 'n gewone ripper hierso deurkom, dan gaan jy in elk geval die ander bietjie wat daar is, gaan jy in elk geval roer, so dan is jy actually fine tot planttyd toe. Definitief. So dis maar ons groot ding. Ons wil so effektief nou werk om vir ons tyd te koop en so koste-effektief met 'n lae dieselverbruik. En dan inkom met ons volgende bewerkings. Jy praat van 'n lae dieselverbruik. Nou wat is die dieselverbruik op hierdie ouetjie? Hoeveel liter per hektaar is hy omtrent? So tussen 2.7 en 3.6 liter per hektaar wat ja. Ons nou al gekyk het en terugvoer gekry het van kliënte af. So hy's vraggies lig op diesel en ons weet almal hoe duur was die diesel nou die afgelope ruk. So dis 'n ding wat mens in ag moet neem wanneer jy jou besluite maak oor jou bewerkingsprosesse. Nou nie heeltemal, maar amper sê hy net spuit sy diesel kos dieselfde. Dan nog meer en dan ja, ek dink jy kry daarom nou nog die mate van grondwerking ook by saam met jou onkruidbeheer ook so. En jy weet daai gedeelte en as jy nou gaan kyk na verduidelikheid gou vir die ouens dan nou weer hoe werk jou vogbewaringsgedeelte rondom hom en die inkorporering? Hoekom het julle die rolmoer hier voor en met die vertikale tillage aan die agterkant? Die drom vir ons voor breek nou natuurlik vir jou stokke op wat mooi saam met jou rye lê soos wat dit vir ons hier in die Oos-Vrystaat is op die kontoure. Ja, want kyk nou hierdie stok is nou presies, nee, mens sal sweer as dit hom hier gestop. Ja. Ja, net so. Want kyk nou hoe lê hy daar, soos jy gewone rolmoer het wat net so kap, dan sal hy daai 'n half mis, maar jy het hom hierdie shape gegee. Ek sien hom sommer daar, jy kan nou sien hy gaan vir hom sny hierso. So, dis die groot ding. Hy maak seker dat jy nog steeds 'n stok kry wat dwars lê. Nou kom ons sê hy het heeltemal dwars gelê en hy het vir een of ander rede
net daar gevang, kom jou agterste skottels by en hy maak vir jou seker dat al jou materiaal geker word. So alles word ordentlik gesny. Ja, dis die groot ding. So jou vertical tilly skottels agter maak seker daai ouetjie is ook gekry en dan gee dit vir jou verdere onkruidbeheer agter. Wat dan ook help om die grondoppervlak mooi te konsolideer wat vir jou daai laag gee wat die kapillêre styging keer. Okay, so basically wat dan hier gebeur is, nê, net gou uit 'n vogbewaringshoogpunt uit. So, want wat jy gewoonlik kry is, hy begin hom van bo af bak. Ons kom net hier na die kant toe, nê. Ek het vir jou ons wys hier. Ja, hier is nou presies wat nou was hy. So wat gewoonlik gebeur is, sien julle daar hoe maak jy daai boonste laagie, nê, hierdie klont. Okay? En dan ons is mos geleer op skool, konsentrasie beweeg van divisie wat van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie toe, nê. Ja, so daar is net meer plek vir die vog om te ontsnap. Yes, so lae konsentrasie bo, die ding kry son en soos wat hy uitdroog trek hy die vog basically uit. En as jy jou kom kry, is jou hele profiel droog. So, as jy nie 'n droë profiel wil hê nie, kom ons kyk na Arlington Staalwerke Stapelmaster. soos hy sê, jy onkruid wil roer, vog wil bewaar, Arlington Staalwerke Stapelmaster, linkie bo vir onder. Daar's nou 'n ding wat ekonomies vir jou goed kan roer.